groen spiritualiteit. Handelinge 2 verse 46 en 47 sê, hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Christian Swarts onderskei tussen 3 kleure spiritualiteit, groen, rooi en blou. Hierdie kleure Christenskap beskryf verskillende benaderings tot kerkwees en Christenwees, soos dit oor die eeue na ons gekom het. Groen spiritualiteit beskryf die liturgiese en kontemplatiewe benadering van die ou kerke, Katoliek, Anglikaans of Luthers. Die tipiese elemente hiervan is herhaling, byvoorbeeld in die gebede, gesange, belydenisse, dissiplines en simboliek, sakramente, rituele of kuns. Hierdie spiritualiteit se uitreik fokus baie op dienswerk, barmhartigheid, skoling en opheffing. Is jy 'n groen Christen? Wil jy in stilte die woord bepeins, geestelike ritmes in jou lewe inbou en simboliek gebruik om jou aan God se dinge te herinner? Jy mag maar, as jou hart opreg met God is en jy bygeloof en sinkretisme vermy. Persoonlikhede en agtergrond verskil en elke kind van God dien die Here op 'n unieke manier. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil U rustig en in ritmes dien, in eenvoud en stilte. 'n Kruis, 'n kers, 'n prent van Jesus en allerhande klein simbole van my reis met U is vir my waardevol. Ek kan my daarin uitleef, maar help my ook om dit wat waardevol is in ander benaderings te ontdek. Amen. Die Here seën jou.